Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons Matteus 16 vers 1 tot 12 en ons vind hier 'n gesprek wat plaasvind tussen Jesus en die Fariseërs en die Sadduseërs wat vir hom oor 'n teken vra om te bewys dat hy God is en dan ook 'n waarskuwing van Jesus aan sy disippels. Nou, eerstens wat baie interessant is dat die Fariseërs en Sadduseërs oor baie verskillende dinge van mekaar verskil het. En dit eintlik baie snaaks is dat hulle saamwerk, ek wil amper sê half 'n gemeenskaplike doel om Jesus uit te haal. Die Fariseërs het hul godsdienstige reëls en tradisies nougeset nagekom en geglo dat hulle op daardie manier se guns kon wen. Hulle het ook in die gesag van die hele skrif en in die opstanding uit die dood geglo. Die Sadduseërs weer het vasgehou in die wet soos dit in die eerste 5 boeke van die Ou Testament opgeteken is en het nie in die lewe na dood geglo nie. En Jesus was dus hierdie twee groepe se gemeenskaplike vyand en hulle het saamgestaan in hulle pogings om hom dood te maak. Nou, hulle vra vir Jesus om 'n teken, om te bewys dat hy die Messias is. En Jesus antwoord hulle, maar julle kan die tekens van die tye lees, julle kan die tekens van die weer lees, 'n storm, of daar 'n storm gaan wees, helder, of mooi weer gaan wees, maar hulle kan nie die geestelike tekens van die tye lees nie. En hy sê dan ook dat die enigste teken wat aan hulle gegee sal word, die teken van Jona sal wees, wat natuurlik ons deur die groot vis ingesluk is en vir 3 dae aan die vis se binnekant was. En dit verwys na Jesus se dood, sy begrafnis en sy opstanding. En dan gaan Jesus oor en waarsku sy disippels teen die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs in verse 5 tot 12. En hy waarsku hulle om nie die suurdeeg of die gis van die Fariseërs en die Sadduseërs te volg nie, wat verwys na die vals leer en die misleiding wat deur die leiers van daardie tyd versprei is. Hulle is uiterlik is hulle godsdienstig, maar innerlik is hulle harte nie verander nie, en hulle plaas 'n las op mense wat nie uit die hart uitkom nie. En dis valse idees wat van mense afgelei is en hulle wegvat van die ware God en die ware doel wat God gehad het in sy woord, hoe hy gedien moet word en ons mekaar moet lief hê, soos ons hom moet lief hê. Nou wat leer ons hier? 1. Ons leer hier, moenie tekens en wonderwerke soek nie. My en jou geloof moenie afhanklik wees van tekens of wonderwerke om ons geloof te bevestig nie. Die Fariseërs en die Sadduseërs wou een hê, maar hy wys vir hulle dat hulle die enigste teken wat hulle sal ontvang, die een van Jona is. Ons as gelowiges soek nie na sigbare of die magiese bewysstukke van God se teenwoordigheid nie, maar ons glo op grond van God se woord, sy beloftes, en ons glo op grond van die feit dat ons bekeer is en sy gees ontvang het. Dan wees ons ook waaksaam oor geestelike misleiding. Die Israel was op daardie tydstip mislei deur die reëls en die wettisisme wat van hierdie twee hoofgroepe afgekom het. En Jesus leer sy disippels om nie die geestelike suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs te volg nie. En daar's vandag baie mense en ideologieë wat 'n verdraaiing van die evangelie aanbied. En dis vir my en jou as 'n gelowige nodig om nie deur die wêreldse misleiding gelei te word nie. Nie deur elke, ek wil amper sê, gier en neiging gelei te word nie, maar dat ons geloof gebaseer sal wees op ons diep skrifkennis. Dan sien ek ook iets hier van vertrou op die beloftes van God. Die uiteindelike teken wat Jesus aanbied, is die opstanding van die dooies, wat vir ons as gelowiges sekerheid en hoop van die vervulling van God se beloftes is. En ons moet dus nie ons hoop op omstandighede of eksterne tekens van sukses bou nie, maar slegs op die beloftes van God se woord en die uiteindelike opstanding van Jesus, wat die fundamentele basis van my en jou geloof is en ons hoop van 'n ewige lewe in hom is. Maar ons sien ook hier iets van God is nie net besorg oor eksterne gedrag nie, maar hy is besorg oor die hart. Jesus kyk na die Fariseërs en Sadduseërs en sien hulle fokus is op die eksterne, die teologie van die dag, die liturgiese praktyke wat ons doen, en die aksies wat ons doen, die wette wat ons volg. Nee, dit is nie genoeg om net 'n uiterlike gesindheid van 'n mens te verander nie. Die hart moet verander word, en dis waar Vader gesê het in sy woord,
kom na my toe, vra vir my en ek sal vir jou 'n hart van klip uit jou uitvat en vir jou hart van vlees gee, my wet op jou in jou hart skryf. Ek sal jou God wees. God wil ons verander, daarom is wedergeboorte in Jesus nodig. En daarom het ons nodig dat die Heilige Gees ons lei en ons deur hom groei om al meer soos Jesus te wees. So, in Matteus 16 vers 1 tot 12 word ons herinner as gelowiges om nie net vir wonderwerke of sigbare tekens te soek nie, maar om ons geloof te vestig op die onveranderlike waarheid van die evangelie van Jesus Christus, om te waak teen vals leer, te vertrou op die beloftes van God en altyd die innerlike werk van die Heilige Gees in ons lewens te erken en te soek. Onthou Johannes 20 vers 29 waar daar gestaan, gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Groete en seënwense vir jou.